Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag moet Hartlik goeiedag weer saam met my Andries Besuitnout by ons program Jesus doen dit weer, waar ons werklik mekaar stig en mekaar bemoedig, mekaar se arms omhoog hou met dit wat die Here vir ons doen, gedoen het en nog steeds gaan doen. En ek wil vir u vra, bly bidend. Ek het die vorige keer al dit gesê, in die tyd wat ons nou lewe, moet ons baie meer bidend wees as enigiets anders. So kuier saam met ons, vandag is dit my groot voorreg, ek gaan dit homself aan u voorstel, dit is werklik dit wat hulle voorstaan, dit wat hulle doen, is net eenvoudig my soos 'n geestelike hamer in die geestesrealm. So verduidelik vir die mense, wie is jy? Wel, ek is Aam Coetzee en ek is van 'n organisasie met die naam van CBMC. Dis Christian Business Men's Connect. So wat ons doen is, ons leer manne om die evangelie uit te dra in hulle besighede, na hulle werksmense toe. En na hulle mense by wie hulle koop, hulle mense aan wie hulle verkoop. So, dis wat ons doen daar buite. Sê vir my, hoe lank terug het julle begin met dit? Jy het in 72 in Suid-Afrika, in 1972 begin, maar dit het in 1930 begin in Chicago. Wow. En dit begin in die Groot Depressie, toe hulle gesien het hoe besigheidsmanne van dakke afspring, as gevolg van hulle finansiële situasie. Sure. En 'n klomp ouens het besef, maar ons moet 'n plan maak. En hulle begin uitreik na hierdie ouens toe, en hulle het die evangelie met die evangelie begin bedien. En so die organisasie begin en uitgebrei en is op die oomblik in 100 lande. Wat? So. Dis awesome. Ja. En hier by ons in Suid-Afrika? Ons is so 60 groepe, ons het in 1972 begin, ons is so 60 groepe landwyd, ons is net so meer as 1000 lede op die oomblik. Besigheidsmanne wat regdeur is, die meeste groepe is in die Helderberg, ons is 20 groepe hier in die Helderberg, Wow. wat op 'n gereelde basis, of weeklikse basis by mekaar kom. Groep bestaan, of ons noem dit eintlik spanne, dis nie groepe nie. Want ons sê 'n span is iemand wat uitgaan en iets doen. 'n Groep is ouens wat net om 'n tafel sit en gesels. So ons is spanne. En ons kom op 'n gereelde basis by mekaar, in kleiner plekke groepe van so, spanne van so tussen 6 en 15 ouens by mekaar. Ons bid saam, ons groot ding gaan oor saam bid. Ons het, dis maar die middelpunt van CBMC gaan oor gebed. Wat ons doen is, ons het 'n interessante stelsel, ons noem dit 'n blou kaart. Ons kyk as ons 'n nuwe man ontmoet en ons besef hierdie ou is nie by die Here nie, dan sit ons sy naam op 'n blou kaart. En dan begin bid daai span spesifiek vir daai ou. Maar jy het ook kontak met daai ou terug. So jy gaan gereeld na hom toe terug en om te hoor, hoe gaan dit nou met jou? Waarvoor kan ons vir jou nog bid? En so begin bid ons vir daai ou. So gebruik ons Lukas 10 se stelsel wat die Here vir ons gewys het daar. Maak vriende en dan begin bid. Gaan bid vir daai persoon. En as hy op 'n dag kom uit, dan besef hy, maar hier's meer aan. Wat vertel my meer hierdie bidstorie? Hoe werk dit? En dan kry ons die geleentheid om evangelie met hom te deel. En intussen wat ons doen is, ons hou gereeld ontbyte, manne ontbyte. Gewoonlik so 6:00 in die oggend. En dan nooi ons sakemanne soontoe. En een van ons manne sal opstaan en dan sy getuienis lewer. Sodat die manne hoor wat gebeur. En so ons is sakemanne wat met sakemanne praat. En professionele manne. Dis positief, jong. Sê net gou vir my, hoe lank is jy nou fisies betrokke by? Ek het 2016 het ek deel geraak. Dis hy. En hoe het dit jou lewe verander geestelik? Weet jy, dit is net amazing. Dit is net om so 'n groep manne te hê en op so 'n skaal met mekaar by mekaar te kom op 'n gereelde basis. Ons dra mekaar, ons help mekaar, ons hou kampe saam, ons is altyd met dinge aan die gang. En soos ek sê, dit het 'n groot impak op my lewe gehad. En nou jou vra, ek weet jy het hulle vorige keer vir my gesê, en ons gaan ook jou nommer nou laat verskyn tydens die opname, so die manne kan jou bel, die mense kan jou bel om meer uit te vind oor julle, en dan ook betrokke te raak in ander gedeelte van die provinsies. Jy het laas vir my genoem, watter provinsies sal jy sê, is daar minder, of kan jy sê, regtig manne nodig? Wie die Oos-Kaap, ons kort in die Oos-Kaap en Natal. Die Gauteng het dus redelik spanne, en dan is ons nou in die Noord-Kaap ook besig, ons het 'n hele paar spanne in die Noord-Kaap,
Maar ons is baie bekommerd oor die Oos-Kaap, want daar het ons nie een enkele span nie, en selfde in KwaZulu. Daar's glad nie spanne nie. Glad nie spanne daar nie. Glad nie spanne daar. So ek wil vir julle vandag sê, mense daar in Natal, julle gaan vanaand kontak, mense daar in die Oos-Kaap, julle gaan vanaand kontak, ons gaan net eenvoudig effek, ek wil amper sê, die woord effek is nie daar reg nie, maar ons moet werklik arms, hande vat, Dis hy. en saam met hierdie beweging beweeg, en die verskil maak, ek dink, jy moet gou net die mense vertel, jy het dit al voorheen vir my vertel, waar julle gebid het vir waar daar redelik protes was op die snelweg. Dis hy. So 4 jaar gelede het ons in CWMC 'n klomp van ons besef, maar hierdie klipgooiery, hier was 'n vreeslike klipgooiery hier op die N2 net, van waar ons sit. Ja. En hulle tyres brand gesteek, en dit was chaos geweest. En ons het besef, maar kom ons begin bid. Ons kan nie opstaan en die mense nou aanvat nie. En ons het begin bid, en onmiddellik het dit opgehou. En vir die afgelope 5 jaar is ons hierdie groep wat elke Saterdag saam bid. Is 'n aparte groep wat ons ook ontwikkel, wat ons begin het. Maar vandat ons begin bid het, is daar net een Saterdag wat ons nie kon by mekaar kom en bid nie. En daai Saterdag toe gooi hulle weer klip op die N2. As ander goed waarvoor ons gebid het as groep, wat sommer net vir julle kan die krag van gebed wys. Ons het elke jaar geweldig baie brande hier in die Helderberg. En ons het laas jaar op 'n stadium toe bid ons, vra ons, toe spreek ons teen hierdie brande. Ons vat nie die brande aan, ons jaag nie die duiwel weg nie. Ons spreek dat daar nie brande sal wees nie, dat daar nie ongelukke nie, spreek die vrede. En daar was geen brande die afgelope jaar gewees nie. So, en dieselfde met die verdrinkings. Elke jaar dan verdrink daar 15, 20 mense hier in die strand. En vir jare het ons gegaan en ons het daar gebid, en daar was geen verdrinkingsverjaar gewees nie. Of daai tydperk van Desember. En so dit wys net vir ons, glo ons in gebed. Vat ons dit regtig en loop ons die pad met gebed. Ons het geweldig baie getuienisse. Daar in Somerset West het ons op 'n plek waar daar elke dag ongelukke op 'n spesifieke hoek was, op 'n spesifieke verkeerslig. En ons het die lamp, die pale gaan salf van die verkeersligte. Ons het daar gebid, en dit was laaste, daar was nog nie weer 'n ongeluk daar gewees nie. En dit is net, ons besef nie die krag wat ons het in gebed nie. Ons het so ruk gelede, val een van ons lede by een van die groepe, sy seun loop teen 'n trap op, en hy het hulle babatjie in sy arms, en hy glip, en hy val op sy agterkop. Dit was die einde van November gewees, en hulle het hom daar kom haal met 'n helikopter. So erg was hy beseer. Die bloed het by sy ore uitgeloop. Hy was regtig, en hy het in die hospitaal gelê met 80% skade. 80% breinskade. Het gesê die kans vir herstel is 0, en hulle sal hulle weet nie waartoe gaan dit gaan nie. En Frikkie het gesê, die Bybel sê, die woord sê, hy moet die elders roep, dis nou sy pa, en hulle moet kom bid, hulle moet salf en bid in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees, en hy sal genesing ontvang. Sure. En 3 van ons het gegaan, hy het 3 van ons gebel en gesê, kom bid asseblief. En dit was die Woensdag gewees, en ons het vir hom gesalf, vir hom gebid, en die aand toe sit hy reg op te praat met sy pa. Die Vrydag toe vra hy vir sy pa, kan hy nie maar huis toe gaan nie. Dis weer 'n man wat hulle daai oggend nog aan sy bed vasgemaak gehad het, omdat hy heeltemal, hy kon nie, hy was geen beheer gewees nie. En toe sê hulle, maar het gaan nog so 8 maande vat voor hy heel herstel het, en want daar's nog 'n probleem gewees by sy oor, het hulle gesê, en by sy een oog en so aan. En die 1 Februarie is hy terug werk toe, het hy weer begin. Hy is 'n CA in die Kaap. En dit was November. Dit was, ja, So is Desember, Januarie, 2 maande. 2 maande. Dis daai man terug by die Dit werk. was maar net wat hulle, en dit is die krag van die gebed. Waar is ons? Hoekom begin bid ons nie? Jy weet, dit wys my net een ding, terwyl jy nou so praat sê, en dit is ons as mense grootste fout. Ons wil ons eie planne maak. En jy het nou, ons het nou so voor ons die opname begin het, ons gepraat oor jou naam, Aam, en toe sê jy, dit kom van Abraham af. En dit is wat Abraham gedoen het. Hy het nie vir die Here gewag nie. En dit is waar die probleem gekom het, wat ons tot vandag toe mee sit in die wêreld, kan jy maar sê. En wys net vir my weer aan, ons het nodig dat ons werklik meer bid as ooit van tevore. Ek het dit van die begin af gesê, toe ons begin het met die opname, maar ek besef dat die Here praat met my
as persoon en sê vir my, bid meer. Ja. En dit is nou al 'n geruime tyd. Ek weet my swaar Koos, ook nog 'n koetsee, was by julle voor COVID tyd, en COVID tyd het julle ook nie gaan lê nie. Hoe het julle dit gehanteer in COVID tyd? Ons het gezoom. Zoom gebed gehou. Julle sê hoeveel mense is jy sê in totaal is nou Ons is net so oor 1000 in Suid-Afrika. Sjoe. Ja. As elke man bid van daai 1000 per dag, is dit net wat se gebede gaan op. Dis hy. So ek wil jou vra, jou gesin, hoe het hulle betrokke geraak by dit? Wel my vrou ondersteun my baie in. My vrou dis 'n mansbediening. So maar sy is absoluut, dis vir haar, sy sê sy's my backup crew. Sy moet sorg dat ek daar kan betrokke wees. My seun is betrokke. Wow. Hy is 'n CBMC'er by een van die ander spanne. En dan my broer is betrokke. My broer het nou sopas die nasionale president geraak van CBMC in Suid-Afrika. So ons is almal betrokke. Die hele familie is betrokke by CBMC. Sure. Nee, weet jy, is Brand, né? Brand, broer, ja. Het hy eerste begin, of het julle so saam aangesluit? Ons het net saam, baie naby in dieselfde tyd as begin. Jy weet, dit is nou wil ek amper so 'n bietjie met 'n smile, soos die Engelsman sê, is, jy maak die manne wakker, die manne wat wil betrokke raak, moet 6 uur daar wees. Dis hy, ja nee, jy moet daar wees, as jy saam met ons, is so interessant, so dat ons ontbyte, ons hou baie keer 'n groot ontbyt, waar ons 120 manne het, en dan ander kere is dit kleiner groepies wat ons by mekaar kom, van so 20, 30, as ons 'n uitreik het, ons noem dit 'n uitreik, wanneer ons nou 'n spreker kry, en dan kry ons buitegaste in, wat kan kom hoor waaroor dit gaan, en dan ook, dat hulle 'n getuienis hoor, en dat hulle 'n kans kry om by die Here uit te kom, dat ons die ou, kry dat hy 'n altarkom maak, soos ons dit noem. En nou so ruk gelede, 6 uur die oggend, een ou wat genooi was, sê, maar hy wil sien, wie daag 6 uur in die oggend by 'n ontbyt op, en hy stap in, en hier sit 'n saal met 120 manne, wat reg is om te luister. Hy kon dit nie glo nie, hy het ook maar toe deel geraak van ons. Prys die Here, hy het nie 'n keuse gehad nie, want hy wou ons nou kom sê. Dis hy. Alm sê gou vir my, ek wil dan by jou ander ding hoor, daar is geen, wat soos ek nou van julle verstaan, daar's nie 'n ding van, jy moet iets onderteken om deel te wees van julle of so iets nie. Ja, ons is nie 'n vreeslike papierwerkorganisasie nie. Ons nooi ouens in, hy raak deel van ons. Hy sluit aan dat ons sy naam op rekord het. En dan verder is dit dis maar dit. Ons vra nie 'n ou met 'n klomp geld elke maand. Jy hoef nou nie die helfte van jou geld weg te teken om deel te raak van ons nie. Ja, want die plekke waar ons by mekaar kom, is nie, kos ons nie geld nie. So ons kom by 'n restaurantjie by mekaar of so, en wat ons doen is eet die oggend na die tyd, eet ons ontbytjie as ons daar is, so. Dis maar die manier hoe ons kom, soos wat jy by Legacy al gesien het, die vertrekkie wat daar is, daar kom verskeie spanne by mekaar, van Dinsdagoggend tot Saterdag, is daar verskillende spanne wat daar by mekaar kom, en die plek is tot ons beskikking, en na die tyd eet ons ontbyt, en ons drink 'n lekker koffietjie saam. Ek wil jou nou ander ding vra, en wat lekker is van die CBMC is die verskillende kerke wat hande vat. Dis hy. Dit is regtig, julle maak nie onderskeid nie. Ja. Daar is wel 'n vereiste, dat jy moet glo aan Jesus Christus, ons bely Jesus Christus, en die werking van die Heilige Gees. Amen. Daai twee is vir ons ononderhandelbaar, maar ons is geen denominasie nie. Jy weet gewoonlik nie eens om die tafel watter ou is by watter kerk betrokke nie. Dit is belangrik, en dit is tog wat ons doel op hierdie aarde is, om, wat sê die Here, die opdrag wat die Here vir ons het, gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, volke en tale. Dis hy. En dit is basies wat julle doen. Julle is besigheidsmanne wat werklik ingekoop word. Ek wil sê, julle is nou CBMC, Christian Businessmen Connect, maar julle is, ek sien julle regtig as disippels. Ek weet met die prayer walk van so 3 weke terug, het ek gesien hoeveel mense het ingekoop. Ek het nou nie gesê hoeveel totaal, in totaliteit hoeveel mense daar was nie. Jy het nie min of meer, glad nie. Ons het glad nie getel nie. Want oorspronklik het julle dit gesê, dit gaan die Saterdag wees. Ja. Maar van die mense het al, as gevolg van omstandighede, al die Vrydag begin. Dis hy. En dit was vir my net ons mense, vroue, manne, kinders,
het deelgeneem aan hierdie prayer walk. Jy kon loop so ver soos jy wil, jou area waar jy bly, en dit is, en julle het nou weer een? Ons het Vrydag aand met Halloween het ons besluit ons gaan Vrydag aand weer 'n prayer walk doen deur die Helderberg om net vrede te spreek oor elke huis. Dit is so belangrik. Jy weet, is so maklik dat ons altyd net eers vir onsself wil bid. En ek dink dit wat julle doen is presies die teenoorgestelde. Julle bid eerder vir ander voordat jy vir jouself bid. Dis hy. Dis die groot Ons glo verskil. dit, ander mense moet vir jou bid. So as jy om 'n groep sit, dan gaan 'n paar van die ander dan vir jou bid. As jy so jy moet maar so nou en dan so ietsie op die tafel sit van jou probleme. So jy kan nie al jou probleme maar vir jouself hou nie. En wat in daai groep bespreek word en wat gebid word voor bly dit net daarso. Dit is net eenvoudig awesome vir my. Jy weet, as jy vat enige prediker, dominee, predikant, pastoor, maak nie saak wie of wat hy is nie, of hy tot Arabië is, na wie toe gaan hulle? Jy weet, hulle bid vir al die ander mense, almal kom na hulle toe met probleme, maar hulle kan regtig nou, is nie nodig dat hulle alles gaan verklaar daarvoor almal nie, maar hulle kan een van die manne van CBMC sê, bid vir my vir dit. Yes. Jy weet, ek sê baie vir mense, en ek bid redelik ook vir baie mense, en ek sê dit met 'n oop hart. Ek is nie 'n katolieke priester, dat hy vir my moet sê, presies waarvoor ek moet vir hom bid nie. Die Here ken, hy sê, die woord van die Here sê, hy is 'n kenner van die hart. En al wat ons moet doen is, ons moet net begin bid. En as 'n persoon na jou toe kom en hy vra, hoorie, bid vir my, dan gaan jy net eenvoudig, as jy werklik 'n bidder is, gaan die Here vir jou lei, waarvoor moet jy bid? En baie keer openbaar die Heilige Gees vir jou, vir wat moet jy spesifiek bid? En as jy later met daai persoon 'n pad stap, en dan kom dit eintlik uit, hoorie, dit is presies soos die Heilige Gees jou gelei het. Dis hy. Het jy vir my iets wat jy 'n getuienis jy van dit kan vertel, wat jy kan onthou? Weet jy, Agga, gebeur so baie sulke gevalle by ons, dat ons vir mense net eenvoudig bid. Mense is so skaam om vir mekaar te bid. Is baie makliker om vir iemand te bid, as om hom evangelie met hom te deel. So, begin net eers in bid vir mense, en dan sal die krag van die Here deurkom. Ek het nou eendag staan ek sommer in 'n vrou stap by Legacy Inn, en ek het daar gestaan en koffie drink, en sy begin vra daarso, maar ek sien sy so half senuagtig en so aan. Ek vra vir wat is die probleem? Sy sê vir my, sy moet gaan vir 'n werksonderhoud, en sy het die werk dringend nodig. Ek sê vir haar, kom staan gou hierso. Vra haar naam, en ek sê maar, en ek bid vir haar, sommer net daar, voor almal daar in die plek. Weet jy, die vrou is daar, ek weet of sy die werk gekry het nie, dit maak nie saak nie. Maar dit was so 'n wow oomblik gewees, om net daar, sommer net gou vir haar te bid, dat sy die werk gaan kry, en dat sy voorspoed sal hê, as sy die weet dat dit met haar sal goed gaan, in die werk. Jy weet, julle is so voorbeeld, en dit kom so op, die Here werk net in my so, dat ek ervaar so goed, boem, jy weet, daar's al 'n prediker wat vir my gesê, ek moet pas op vir die goed dat ek die lig uitvat, maar dit is nie so nie, dit is Heilige Gees, en dit wat julle doen, wys vir my, dit wat die kerk nie doen nie. Jy weet, baie mense wil net in die kerklike omstandighede, wil hulle bid, en die oomblik sal by die kerk se deure uitgaan, dan gaan hulle maar terug na hulle ou dinge toe, en hulle raak nie regtig betrokke nie. Wat doen jy vir die Here regtig daar buite, waar die verskil in is? En dit is wat julle doen nou. Julle gaan en ek wil vir die kykers daar buite sê, ek ervaar net, dat ek vir iemand daar buite moet sê, hou op om skaam te wees, om vir 'n persoon te bid in die publiek. Dit is een van ons grootste foute, is dat ons vir jare, ag nee, ek bid net in die kerk, of ek bid net in my kamer, of net by my huis, of net aan die etenstafel. Hou op, ons moet begin werklik, 'n vriend van my, pastoor Rolf Kelvin, hy is altyd lief om te sê, dit is tyd dat hy en sy vrou, as hulle bedien, is hulle baie lief om te sê, dit is tyd dat ons moet wakker word. Weet, en dit is werklik, in die tyd wat ons lewe aan, het ons nodig om meer uit te gaan, wat sê jy regte Afrikaans, bol te wees, jy moet bol te begin. Maar dit was die opdrag, gaan, die opdrag sê nie, sit op jou stoeliekie, laat hulle aan jou toe kom nie, sê gaan, en maak disciples. Dis 'n baie belangrike ding wat hulle baie keer mis, en dit is 'n punt wat ons omarm by CBMC. Ons absolute program, ons noem dit die Timoteus program, waar Paulus en Timoteus het vir Timoteus geleer,
Hy het die pad met hom geloop. As jy gaan kyk na al die hoofstukke wat daaroor is in die boek, in die Bybel. En by ons glo ons absoluut in hoe gaan ons die pad met iemand loop. So ons vat die Timoteus kursus, dit vat jou enigiets tussen 6 maande en 3 jaar om die kursus te werk. Want dit is eintlik nie 'n kursus nie, dit is eintlik net 'n verskoning om my ou in die hand te vat en die pad saam met hom te loop. So, ek het nou gesien, Dr. Christonel, ek het al saam met hom 'n program of 2 opgeneem, is ook betrokke by die CMBC, en dit is, jy het soveel aspekte van die liggaam van Jesus Christus, wat werklik weer terugkom na die woord toe, die liggaam van Jesus. En dit is wat julle doen, julle is nie net 'n voet of 'n arm nie, julle raak betrokke by almal en julle is daar om mekaar se arms omhoog te hou. En dit is vir my, man, dit beteken vir my ontsettend baie. Dit is, ek weet, my vrou is baie betrokke by die kerk, baie betrokke by evangelisasie, maar hoekom is daar genoeg tyd om na 'n program of 'n film te kyk, maar daar's nooit genoeg tyd om uit te gaan, om mense te gaan bedien nie. En dit is tyd, ons het rarig, ons is, my Engelse woord vergewe, ek sê, ons is spoiled Christian people, want ons is so bederf dat, Here help, al wat ons vra is vir die Here help, wat doen ons van ons kant af? Jy weet, dit het tyd geword dat ons werklik sal opstaan, soos jy nou gesê het, ons moet nie op ons stoel bly sit nie, ons moet opstaan en ons moet vorentoe beweeg. Ja, ek weet, Pastoor Rolf Galvin het, ek dink laas jaar, het sy konferensie die woord gehad, kadima. Nou kadima beteken vorentoe. En dit is wat ons moet doen. Jy weet, ons moet werklik hande vat en vorentoe beweeg. Dit is net eenvoudig, hulle sê, hoe sê hulle, veel hande maak ligte werk. En hoe meer disippels uitgaan, dis nie nodig dat jy moet 'n pastoor of 'n dominee of 'n predikant wees om daar buite siele te gaan inwen. Dit is nie, een van die disippels was regtig geleer, behalwe Lukas. Lukas was nou 'n slim man, hy was 'n dokter, verstaan ek. Maar ons het nodig dat ons werklik begin uitgaan en die evangelie gaan verkondig daar buite. Nou bietjie na so iets anders, ons tyd is nie meer baie nie, maar jy en jou broer, ek is nie presies seker hoe kom dit by mekaar nie, maar doen een of ander boon, wat julle... Nee, ons doen, dit is 'n peel van 'n doringboom. Okay. Wat ons al in 2005 begin het, eers het ons begin om 'n supplement te maak, Manna Blood Sugar Support, met hierdie, dis die doringbome wat daar in die Noord-Kaap groei, wat daar vervuil, die prosopusboom, die Amerikaners praat van die mesquite tree, het ons begin gebruik om 'n supplement te maak vir diabetes. So ons is al 21 jaar wat dit op die mark is, wat dit op die rak is, oral by al die verskillende apteke en al die plekke. Maar so 5 jaar gelede het my broer eendag gebid en hy het vir die Here gevra, wat kan ons nog maak met hierdie pele van hierdie bome? Want daar's te veel, is net te veel, ons kry nie 'n merk gemaak in die hoeveelheid wat daar is nie. En die Here het vir hom gesê koffie. En hy het toe gegaan en ons het begin navorsing doen en begin 'n produk maak daarmee. En toe het ons Manna Brew in die mark aangesit, so 'n jaar na dit, nadat ons begin toetse doen het en so aan. En dis 'n baie gesonde superfood drankie, 'n warm drankie, kan koues maak, kan 'n koue ding maak met hom, maar dit is 'n baie lekker ding. So baie van die koffiewinkels sal hier rond bedien dit, maak 'n cappuccino daarmee of maak so. Dit is baie lekker. Ons noem hom, hy sê, it's a superfood drink that tastes like heaven. Ja, dit is nogal interessant. Ek het hom nog net die rou een geryk. Ek het hom nog nie self geproe nie, maar ek wil vir jou dankie sê. Ons tyd is op, maar baie dankie. Dankie vir jou tyd wat jy afgestaan het. Ek wil namens Kruiskyk TV, namens Kruiskyk Familiesentrum, ons gemeente, vir julle die seën oor julle uitspreek. En werklik saam met julle hande vat in die toekoms waar ons kan, hoe ons kan, en 'n verskil maak, nie net in Helderberg nie, maar in hierdie hele land Suid-Afrika. En soos jy gesê het, ek meen dit het al hoeveel jare terug al ontstaan in Amerika, en dit is nodig dat ons in hierdie tyd, ons moet, ek wil amper sê, ons moet soos 'n stoomroller wees, ons moet soos 'n tank wees, wat net eenvoudig vir Jesus 'n verskil maak in hierdie land.
Ek gaan vir jou sê baie dankie. Ek gaan u nou groet tot 'n volgende keer. Ek gaan vir Aam vra om vir ons af te sluit met 'n gebed. Ek wil vir u sê baie dankie saam vir die saamkuier. Wees welkom om vir Aam te kontak om meer uit te vind hoe jy kan betrokke raak by CBMC. Maak nie saak waar jy is in die land nie, raak betrokke. Kom ons maak 'n verskil vir Jesus. Baie dankie, tot volgende keer, totsiens. Aam sluit vir ons af met 'n gebed. Dankie Here. Here, baie dankie vir hierdie voorreg, vir hierdie praatjie wat kan uitgaan. Dankie Here. Dankie dat ons as kinders van die lewende God, as ambassadeurs op hierdie aarde kan loop, Here. Dankie Ons die woord kan uitdra na hulle buite. En ek bid, Here, dat U sal gee dat die mense wat kyk hierna en wat hoor, Here, maar dat hulle opgewonde raak oor wat besig is om te gebeur. Here, dat hulle nie bly stil sit in hulle gemakstoele nie, maar dat hulle opstaan en sê, kom ons gaan. Kom ons gaan en ons dra die evangelie uit soos wat Jesus gesê het. Kom ons gaan bid vir hulle daar buite. Kom ons wys hulle die krag van ons God. Daarom kan ek net sê dankie, Here. Dankie vir hierdie pad wat U met ons loop en hoe U vir ons leer. En ek bid, Here, dat U sal gee, Here, dat Christ, kyk, net die woord nog sal verder uitdra en dat ons sal hande vat met mekaar, maar dat ons in Suid-Afrika almal sal hande vat met mekaar. Dat aan die einde van die dag net een liggaam van Christus sal wees en nie verskillende denominasies nie. En dat elke kerk daar buite, elke denominasie sal besef wat moet hy in die liggaam van Christus doen. En dat hy opstaan en vir U vra, wat is my doel as deel, as denominasie in die liggaam van Christus? Hoe moet ek die liggaam bedien? Here, en dat ons een lewende liggaam raak. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Jesus doen dit weer. O Jesus doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Seun van God.